Ons is besig om te kyk na die boek van Openbaring en in die begin van Openbaring lees jy van seels en van trumpets. Nou onthou jy, in die vorige les het ons gesien dat seels is 'n boek wat Jesus oopmaak en lees en dan trumpets wat geblaas word deur die engele is boodskappe wat uitgaan deur die boodskappers. So kom ons onthou gou wat het ons al reeds na gekyk. Daar is 6 seels deur Jesus oopgemaak. En dan, voordat die volgende een oopgemaak word, sê Jesus eers dat die 4 winde moet stop, en hy sê vir die een engel, merk of seël die mense met die Heilige Gees, en dan word die 7de seël oopgemaak en 4 trumpets word geblaas. Nou na hierdie 4 trumpets is daar nou nog 3 wee oor, wat ook trumpets is, maar die Bybel noem dit wee, en dan daarna, die laaste trumpet, kom Jesus terug. Nou kom ons kyk gou ons onthou wat het gebeur met die oopbreek van die eerste seël. Die eerste seël word oopgemaak en Jesus lees die eerste verborgenheid en die wit perd begin hardloop. Die een wat daarop sit het 'n boog en 'n kroon en moet uitgaan as oorwinnaar om te oorwin. En ons het gesien dit val in die tydperk van die disippels. Die disippels is fully purposed om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. Dan die tweede seël wat oopgemaak word gebeur omtrent so in die jaar 50. Die tweede seël word oopgemaak, Jesus lees die tweede verborgenheid en die 4 rooi perd begin hardloop. Hierdie perd moet vrede van die aarde af wegneem en hy ontvang 'n groot swaard. En dit is die tydperk van die Romeinse ryk. Die Christene word hierdie tydperk vreeslik gemartel en doodgemaak onder die Romeinse leer. Dan word die derde seël oopgemaak en dis omtrent die jaar 300 rond. Die derde seël word oopgemaak en Jesus lees die derde verborgenheid en die swart perd begin hardloop. Hy het 'n skaal in sy hand en daar word gepraat van 'n hongersnood en wyn en olie wat nie mag beskadig word nie. Dit is in die tyd van die Rooms-Katolieke Kerk. Hierdie is die tydperk van die Rooms-Katolieke Kerk. Bybels was baie skaars. Daar was 'n hongersnood vir die ware woord van God. Maar God gee opdrag dat die wyn en die olie nie beskadig moet word nie. Die Heilige Gees en die kruisboodskap mag nie beskadig word in hierdie tydperk nie. Dan die 4de seël wat oopgemaak word is omtrent die jaar 600. Die 4de seël word oopgemaak en Jesus lees die 4de verborgenheid en die vaalperd begin hardloop. Die een wat daarop sit se naam is dood. 'n 4de of 'n kwart van die aarde gaan doodgemaak word met swaard, hongersnood, pes en wilde diere. Nou dit is die tydperk van die Dark Ages. 20 miljoen mense is dood as gevolg van die Black Plague. En ook is hierdie die tydperk waar die kerk begin split het, die jare 1054, en waar baie nuwe religions na vore gekom het, byvoorbeeld Islam. Dan die 5de seël wat oopgemaak word, is omtrent die jaar 1500. Die 5de seël word oopgemaak, Jesus lees die 5de verborgenheid, en die martelaars wil weet, wanneer gaan God hulle bloed wreek. Nou, Martin Luther besef in hierdie tydperk dat die Rooms-Katolieke Kerk het sommige vals leringe, en hy begin die protestante reformantie. Dit is hulle wat die false gospel escape, the escaping ones. Dan wanneer die 6de seël oopgemaak word, nou toe Jesus die 6de seël oopmaak en hy lees die 6de verborgenheid, het die volgende gebeur. Daar was 'n groot aardbewing, die son het swart geword, die maan het bloed geword, die sterre val op die aarde, die hemel wyk weg soos 'n boekrol, die berge en eilande het uit hulle plek uit versit en almal kruip weg in spelonke. Nou, en dit is in die tydperk waar World War I en World War II en die Holocaust was. En ook as ons nou kyk na daai paar punte daarbo wat gebeur het, as ek tyd het, sal ek nog goeters gaan soek in history in hierdie tydsperiode, maar ek het ene uitgehaal daar, so die 4de ene, die sterre wat val van die aarde. In die jaar 1833 het daar tussen 50.000 en 150.000 sterre, verskietende sterre geval op hierdie spesifieke datum. Daarom, as ons nou na die tydlyn kyk, kan ons sien dat die tydperk waar die sterre geval het, 1833, en die tydperk waar World War I en World War II plaasgevind het, val presies in hierdie tydlyn in wêreldgeskiedenis. Dan wat ook hierdie tyd gebeur het, dit is 'n tydperk waar the God's Generals 'n geopende deur kry om 'n groot impak te maak vir die evangelie. Hierdie tyd staan bekend as die revivalism, 'n tydperk waar die Heilige Gees 'n groot impak gehad het in die kerk. So daarom kan ons sê, onthou, voordat die 7de seël oopgemaak word, het Jesus of God eers gesê die 4 winde moet stop,
en daar moet eers mense geseël word met die Heilige Gees. Daarom kan ek sê, daar waar die mense geseël word met die Heilige Gees, is die tydperk van die God's Generals, waar daar 'n massive uitstorting was van die Heilige Gees. En dan wat dan van daai 4 winde wat moet stop? Nou, as jy lees van 4 winde in die Bybel, beteken dit is God wat die mense versprei reg oor die aarde. Dink toe die Israeliete uit die land uitgevat was hulle reg oor die wêreld gevat, met ballingskap, met slawerny. So daarom kan ons sê dat hierso waar God sê dat die winde moet stop, beteken dit dat die Israeliete is nie meer nodig om versprei te wees nie, dis tyd om terug te kom. En wanneer in wêreldsgeskiedenis kon die Israeliete weer teruggegaan het na hulle land toe. En dit was in die jaar 1948, waar Israel weer 'n staat geword het. En kan julle sien dat dit pas ook presies in die tydlyn in. En dan die 7de seël wat oopgemaak word, dan word daar 4 trumpets geblaas. Nou as gevolg van the love of money, vergaan al ons bome, ons vars water, ons see is besig om dood te gaan, die sterre is besig om sy glans te verloor as gevolg van ligbesoedeling. Maar wat dan van die 3 wee? Dit is waar ons nou laaste is, ons moet nou nog kyk, wat is die laaste 3 trumpets wat geblaas is, want onthou by die laaste trumpet kom Jesus terug, so dit is hoe naby ons is aan die laaste trumpet wanneer Jesus terugkom. Nou voordat ons aangaan met die laaste 3 wees, kom ons probeer verstaan waarom gebeur al hierdie dinge op die aarde. Wat lees Jesus in die seels? Wat se boodskap gaan uit deur die engele se trumpets? Wat sê Jesus vir ons? Jesus sê, bekeer jou, wees gereed, want ek is op pad. Dis 'n tydperk van bekering. Byvoorbeeld Maleagi 3 vers 7 sê, keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer. En die Here gebruik die son en die maan en die sterre as tekens om ons wakker te maak, om ons te waarsku dat hy is op pad. En Jesus sê ook, hierdie is 'n tydperk van hardloop jou wedloop, sonder om op te gee. Al is dit moeilik, 1 Korintiërs 9 vers 24, hardloop, sodat julle dit sekerlik kan behaal. Maar hoekom gebeur al hierdie vreeslike dinge? Byvoorbeeld, waarom is daar false religion? Waarom is daar so baie oorloë en verdrukking? Waarom is daar pessiektes, soos die Black Plague? Want dit is 'n tydperk van oes, waar die Here die saad van die kaf skei, waar die Here die skape van die bokke skei. Die Here kyk of jy hom nog steeds sal volg, maak nie saak hoe moeilik dit raak nie. Die Here is besig om ons te toets. Daar so die tweede kolommetjie praat van Joel, die vers wat sê, ek smelt hulle en toets hulle. En is 'n tydperk van skape en bokke skei, en is 'n tydperk van oes. En die oesseisoen is nie 'n maklike seisoen nie. As jy mooi daaraan dink, jy word afgekap met 'n sekel, dan word jy na die dorsvloer toe gevat, en dan word die dorsvloer geslaan, en daar word sluis oorgery om die saadjies en die kaf van mekaar te skei. So dit is 'n moeilike proses. En dan waarom word die rykes net ryker en die armes net armer? As jy byvoorbeeld kyk hoe besoedel die groot companies die aarde met ligbesoedeling en so, net oor dat hulle geld chase. En die rede daarvoor, want al ons aardse steenpilare word weggevat, soos ons finansies, sodat ons net God oor het. Dit is 'n tydperk waar ons steenpilare weggevat word. Jesaja 3 vers 1 sê, want kyk, die Here van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stut en die steen, elke stut van brood en elke stut van water, die held, die regter, die owerste. So die Here is besig om ons fondasies te skud. Hy is besig om dit waarop ons steen te laat val, sodat ons besef dat die enigste ware steenpilaar is hy. So hierso sê ek weer eens, as ons kyk na die 7 seels wat oopgemaak word, en onthou die 7de seel is die 7 trumpets. Waarom al hierdie dinge? Die eerste ene wat ons moet onthou, is dat dit is 'n openbaring van Jesus. Onthou, die woord apocalypse beteken uncovering en revealing. Dit beteken Jesus word stukkie vir stukkie aan sy gemeente geopenbaar. So hy wys elke keer net so bietjie vir ons, totdat ons presies weet wie en wat is Jesus. Nou Jesus maak homself aan ons bekend, en jy sien dit ook by die 7 gemeentes in Openbaring, hoe Jesus 'n bietjie vir bietjie van homself aan die gemeentes deurgee. Byvoorbeeld vir die eerste gemeente sê hy in Openbaring 2 vers 1, hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelare. Die tweede kerk sê hy,
Jesus is die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Vir die derde kerk sê hy het 'n skerp tweesnydende swaard. Vir die vierde kerk sê hy die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is so blink soos koper. Vir die gemeente van Sardis sê hy die een wat die 7 geeste van God en die sterre het. En dan vir Philadelphia sê hy die heilige, die waaragtige wat die sleutel van Dawid het. En dan vir die 7de gemeente sê hy die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Nou ons almal ken vir Jesus as die onskuldige lammetjie wat vir ons sondes gesterf het op die kruis, maar hy is baie meer as net 'n lammetjie. Hy is 'n leeu en hy gaan terugkom as die leeu uit die stam van Juda. So die hele verhaal gaan oor hom van die begin af, 'n koning wat wandel tussen sy kerk. 'n koning met opstandingskrag, 'n koning met Heilige Gees krag van vuur en 'n koning wat gereed is vir oorlog. So, wat is Openbaring? Dis Jesus wat homself bekend maak aan die mens. So al die moeilike tye wat ons deurgaan en ons besef dat ons het niks meer steunpilare nie, daar's nie werk nie, my finansies wil nie uitwerk nie, die gesondheids gedeelte van, soos die hospitale en alles fail ons, die education system fail ons, dan op die einde al wat ons oor het is Jesus, maar nie Jesus die lammetjie nie, Jesus die leeu. Nou onthou hierdie seels wat ons nou kyk is verborgenhede. Nou wat beteken verborgenhede? So ons moet waaksaam wees, ons moet op die uitkyk wees, ons moet wag staan. Nou wat sê die Bybel oor die eindtyd? Matteus 24 vers 4 sê, pas op dat niemand julle mislei nie, daarom moet julle ook gereed wees. Markus 13 vers 33 sê, pas op, waak en bid. En Lukas 21 sê, waak dan en bid altyd deur. So dis baie belangrik dat terwyl ons dophou en sien hoe ver is ons in die tydlyn van die laaste dae, waak en bid. Nou waak beteken kom in jou Bybel. Beginne jou geestelike mens kos gee en beginne groei. En onthou in die boek van Efesiërs het ons na die 7 verborgenhede gekyk. So ek het nou hierdie 7 verborgenhede ingedeel by hierdie 7 seels. Maar ek het dit nie in die volgorde gesit soos wat dit moet wees nie. Dus ek het dit maar net in die volgorde gesit soos wat ek het raak gelees het in die Nuwe Testament. So ek sê, in elke kerkperiode word 'n seël oopgemaak sodat 'n verborgenheid verstaan kan word. Ons leer elke keer meer oor wie Jesus is. So dit is die openbaring van Jesus Christus. Nou ons is besig om te kyk waarom gebeur al die dinge. Die tweede punt is ons word op die proef gestel. Openbaring 3 vers 10 sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So dis 'n toets wat ons besig is om deur te gaan. En onthou die storie van die Israeliete wat uit Egipte uit beweeg het en toe op die einde toe beland hulle in die woestyn. Nou daai woestynperiode, Eksodus 16 vers 4 sê, sodat ek hulle kan beproef of hulle my wet sal wandel of nie. En dieselfde met ons is nou heiliglik in die woestynperiode waar die Here besig is om ons te toets. Want wat kom na die woestyn? Kanaan. So wat kom na ons woestyn? Die nuwe Jerusalem. En dan die derde rede waarom al hierdie dinge gebeur is, ons word gelouter met vuur. Now, gold is purified by fire. Pure gold is virtually indestructible. It will not corrode, rust, or tarnish, and fire cannot destroy it. It tests and reveals it. So, wat ek daar laaste sê is, vuur kan nie goud stikkend maak nie. Vuur kan net goud toets. Nou ons het al baie na hierdie versies gekyk, dat ons weet die moeilike tye wat ons deurgaan is oor dat ons besig is om skoon gebrand te word. Maar wat vir my baie interessant is, as jy gaan kyk na Psalm 12 vers 6, staan daar, dat silwer word 7 keer gerefined. En is dit nie wat ook nou besig is om met ons te gebeur nie. Ons gaan deur 7 seels, sodat ons skoon gebrand kan word. En hierdie vuur is die Heilige Gees vuur. Johannes het van hierdie vuur getuig in Matteus 3 vers 1, waar Johannes praat met die mense wat by hom is om te doop. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Nou kan julle onthou, julle in die begin, toe Johannes in die troon van God ingegaan het, toe sien hy die 7 vuurvakkels voor die troon, en ons het gesien, julle in die begin, die lam het 7 oë gehad. Nou dit is die 7 geeste van God.
Nou kom ons kyk gou na die eerste een. Die eerste een is 4 fakkels. Nou wat doen 4? 4 louter. 1 Korintiërs 3 vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur 4 geopenbaar gemaak word, en die 4 sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. So onthou ek is nou besig om vir julle te wys, dat hierdie 4 waardeur ons gaan, is 'n Heilige Gees 4. Eerstens, sodat ons skoon gebrand kan word. Hierdie, daarom is die Heilige Gees word uitgebeeld in die troonkamer deur 4. En julle sal sien, daar is 7 geeste, maar dit alles behoort net aan een gees. As julle kan onthou, in die tabernakel ook, die kandelaar in die heiligdom, as jy mos inkom in jou linkerkant, is daar kandelaar met 7 plekkies waar daar 4 uitkom, maar onthou dit was alles een stuk. Waarom een stuk? Want die Heilige Gees is net een. En dan word die Heilige Gees ook uitgebeeld as oë. Nou wat doen oë? Oë is sodat ons kan sien en verstaan. Daniël 12 vers 10 sê, baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandige sal verstaan. So waarom word ons gebrand deur die Heilige Gees? Eerstens, sodat ons kan skoon word, en tweedens, sodat ons kan sien en sodat ons kan verstaan. So Jesus se boodskap aan die kerk is die volgende. Hy sê, julle gaan deur die wildernis gaan om getoets te word. Julle gaan deur die threshing floor gesorteer word, en julle gaan deur die vuur gelouter word, om te leer wie is Jesus.